Shalom almal en welkom by Mekorot. My naam is Rabbi Itzchak Shapira. Soos ons Operasie 70 voortdurend uitbrei, moedig ek almal aan, maak nie saak watter taal julle my vandag in hoor nie, om hierdie uitsending te deel. Ons bereik tans 'n geweldige aantal mense elke week in ongeveer 15 verskillende tale en ons wil in die nabye toekoms meer tale insluit. Ons sien uit om meer tale by te voeg. As jy 'n versoek het vir 'n spesifieke taal waarin jy die leerlinge beskikbaar wil hê, kontak ons asseblief. Ons wil graag weet hoe ons 'n seën vir julle almal kan wees. Hierdie Shabbat is ons in 'n baie belangrike parasha en ek wil seker maak dat ons almal aandag gee aan Shabbat Beshalach. Shabbat Beshalach is nie 'n gewone Shabbat nie, want in hierdie Shabbat sien ons regtig die lakmoestoets waardeur die Joodse volk in hul uittog gaan. Die uittog uit Egipte is soos 'n mosterdsaad van geloof. In elke fase moes hulle eie geloof uitgebrei word en gestrek word tot op die punt dat in hierdie week se parasha, terwyl hulle uitgaan in hoofstuk 13 vers 18 daar in Hebreëus staan, Vayesev Elohim et ha'am. Wat in jou Bybel vertaal word as God, het die mense omgedraai. Maar eintlik is die Hebreëse woord Vayesev verwant aan die woord Sevivon wat dreidel in tolk beteken. In wese sê dit dat God die mense om laat draai het. Maar ek het gedink hulle moes Egipte verlaat. As hulle uit Egipte moet gaan, waarom draai God hulle om? En nie net draai hy hulle nie. Volgens die rabbies het hy hulle reguit in die gesig van Farao gedraai. Tot die punt dat hulle na Farao kyk, hulle kyk na Farao en Farao staar reg na hulle. Hulle moes Farao van aangesig tot aangesig aanstaar. Ons verstaan dat Farao die deel van ons verteenwoordig wat twyfel. Die deel van ons wat ook Esau verteenwoordig. Die deel van ons wat geloof kort kom. Elkeen van ons het 'n Farao binne in ons versteek. Byvoorbeeld, later in die Torah sê God vir hulle om deur bergseë te gaan. Onthou, die woord seer is een van die name van Esau. Hy sê vir hulle om deur die berg te gaan, maar hulle kies om die berg te gaan. Daar is 'n rede waarom God hulle na Farao laat kyk het. Hierdie woord hier weer, Yasevri, is die woord vir dreidel in tol soos wat tydens Chanukka draai. Nou is die vraag, kan hulle die gees van Farao oorwin? Kan ons die gees van Farao oorwin wat Satan verteenwoordig, wat die anti-Messias verteenwoordig? In Judaïsme word dit die Sitra Achra genoem. Die ander kant, dit is die kant binne in ons wat probeer om ons van God te skei. En die hele reis, al die pad na Berg Sinai en selfs daarna. Hierdie krag, die Sitra Achra, is 'n krag wat Israel stoot. Wat die Joodse volk stoot om aan God te twyfel en selfs aan die reis wat hulle gaan onderneem te twyfel. Almal van ons wat vandag op hierdie reis gaan, moet onsself die vraag vra, hoe oorkom ons die twyfel? Hierdie woord in Hebreëus, safek, twyfel, is die aardsvyand van die laaste dae. Die rabbies leer ons dat waar daar safek is, die Heilige Gees nie gehoor kan word nie. Byvoorbeeld, in Exodus hoofstuk 6 lees ons oor die kinders van Israel wat wonderlike beloftes van Moses ontvang deur die mond van Adonai. En dit sê dat hulle nie na daardie beloftes geluister het nie, as gevolg van hul safek, as gevolg van hul twyfel. Hoe oorkom ons twyfel? Dit is 'n belangrike ding oor Parashat Beshalach wat ons in ag moet neem. Nommer 1, en as jy twyfel in jou lewe wil oorwin, kan jy nie weghardloop van die hantering van daardie probleme nie. Almal moet dit verstaan. Daardie probleme, die Yetzer hara, Satan, die bose neiging, hulle gaan nêrens heen nie. En eintlik is die enigste manier om hulle te oorwin om te doen wat Jakob vir ons Vader gedoen het. Onthou die belangrike beginsel wat ek julle altyd leer.
maar as hy 'n woord sien aan hulle baneem. Die dade van ons vaders is 'n teken vir ons vandag. Jakob het nie van die engel van Esau weggehardloop nie. Inteendeel, hy het dit op homself geneem, hy het hom uitgedaag, hy het met hom gestoei en uiteindelik het hy hom nie laat gaan totdat hy hom geseën het nie. Sien, hy wou Satan laat weet dat die seën aan hom behoort. Daarom het hy gesê, ek sal jou nie laat gaan voordat jy my seën nie. Hy wou nie die seën van die prins van duisternis hê nie. Hy wou hê die prins van duisternis moes erken dat hy inderdaad die seun van die belofte is, want die vyand is 'n leeuenaar en 'n dief. So ons moet iets verstaan. Nommer 1, ons kan nie ons probleme ontvlug nie. Dink aan Jona. Hy probeer wegloop. Dit het nie vir hom gewerk nie. Moses het probeer weghardloop. Dit het nie vir hom gewerk nie. Die kinders van Israel het probeer vlug in ballingskap in. Dit het hulle ook nie gehelp nie. God wil hê dat sy mense hierdie probleem moet hanteer. Byvoorbeeld in die boek Handelinge hoofstuk 1 wou die gelowiges weghardloop, die messiaanse Jode. Hulle sê vir Yeshua, het u gekom om die koninkryk te herstel. Ten volle terug na ons, terug na Israel. En hy het gesê, nee, julle sal die koninkryk openbaar. Julle sal die koninkryk vestig. Ek gaan vir julle 'n hulpmiddel gee. En hierdie hulpmiddel is die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal julle help, maar ek gaan nie die werk vir julle doen nie. Dit is baie belangrik en baie betekenisvol vir ons om te verstaan. Hoe trotseer ons die Yetzer Hara? Hoe oorkom ons die laaste dae? Ek het die boek Die Val van Edom geskryf en oor daardie tekens gepraat. En die meeste mense sien die tekens, maar selde vra mense die vraag, wat moet ek doen om die geboortepyne en die benoudheid van die Mashiach te oorkom? En hierdie Torah gedeelte gee vir ons die antwoord. Op hierdie vraag, ek wil hê jy moet hierdie antwoord uit die Torah oorweeg wat gevind word in Exodus hoofstuk 13 vers 18, wanneer dit sê, Voga Mushim al-Luk Bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Belangrike uitdrukking. En het opgegaan. En hierdie woord is belangrik. Al-Luk kom van die woord aliyah, om op te styg vanuit Egipte, uit die plek van vuilheid, uit die krippot, uit die plek van die bose geneigtheid. Nommer 2, ons moet die begeerte hê om op te gaan en te styg. Vriende, as jy verder wil gaan, moet jy hoër gaan. Dis so eenvoudig soos dit. En hoe jy dit doen, is jy moet goed gewapen wees. In die teks hier staan daar dat hulle behoorlik gewapen was. Nou hierdie woord in Hebreëus, 'n behoorlik gewapen, chamushim, is verwant aan die woord Meshichim wat messiaans beteken. Neem die 4 Hebreëse letters, mem, shin, jot en get en ruil die letters om. Jy kry die woord messiaans. Om gewapen te wees is om messiaans te wees. So jy wonder nou waarmee moet ons gewapen wees? Watter wapenrusting is nodig? Wat is die swaard wat ons nodig het? Hoe oorwin ons die farao wat kom? Dis 'n beeld van Satan wat kom. Die engel van die dood kom en gaan elke huis na. Hoe oorkom ons daardie huise? Hoe oorkom ons die benoudheid en die pyn? Die antwoord vind ons in die volgende vers. Luister hier. Dit sê, toe het Moses die beendere verneem van Josef, wat 'n eed vereis het van die kinders van Israel en gesê het, God sal sekerlik op julle ag gee, dat julle my gebeente hiervandaan saam met julle sal uitdra. Hoor jy hierdie uitdrukking, God sal sekerlik van julle kennis neem? Dis belangrik. Ons moet dit verstaan. God sal ieder en elkeen van ons raak sien as ons bereid is om die beendere van Josef op te tel. En eintlik het die rabbies verduidelik dat elke wonderwerk wat gebeur het, elke sukses, elke oorwinning, elke geveg gewen was as gevolg van een ding. Die bene van Josef. En wese moes Josef werklik word vir die kinders van Israel soos hulle uitgaan. Net so vir ons vandag. Die enigste manier waarop ons hierdie stryd kan uitoefen en dit wen teen Farao, teen die bose geneigtheid, teen die Yetzer Hara, is deur die beendere van Josef te neem.
Wat beteken dit prakties vir jou? Wanneer jy opstaan, wanneer jy langs die pad loop en wanneer jy gaan lê, moet Josef, wat ons Yeshua is, die middelpunt van jou wandel wees. Hy moet werklik wees. Die reis met hom moet werklik wees. En jy weet dat jy hom kan aanroep en waarlik weet dat hy daar sal wees om te antwoord. Sien, Moses het die beenderre van Josef aan hulle gewys, sodat hulle sal weet dat hy werklik is. En daarom is daar groot meriete. Selfs om die benoudheid te oorkom, wat die oorgang verbeeld van galut, wat ballingskap beteken, na het galut na openbaring. Op hierdie oomblik is ons iewers tussen die galut en die het galut. Hoe kom ons by die einde uit? Broers en susters, ons kom tot die einde deur gewapend te wees met die bene van Josef. Mag Josef, ons Yeshua, die werklikste ding wees. Van julle reis uit en mag jy baie wonders in sy naam ervaar. Dit is my korot vir hierdie week. Shalom almal.